Kijk, vraag 2, val in groter as, kleiner as of is gelyk aan, so ons vergelyk die volgende getalle. As ek hier aan die linkerkant kyk, het ek 712 maal 10, toe as ek 'n heel getal maal met 10, sit ek maar net 'n 0 by, so ek het daar 7120, aan die regterkant het ons weer desimaal, so as ons komma, 7,12 maal 10, so met 10 maal skuif ek die komma, een plek aan. So dan het ek, gaan dit hierso skryf 71,2. Dus as ek met 10 gemaal het, maar nou moet ek dit weer met 10 maal, so dan skuif ek die komma nog een plek aan. Hy is voor die 2, dan gaan hy na die 2 wees. En dan het ek basies 712. So aan die linkerkant 7000, aan die regterkant het ek 700, wat een is groter, die 7000 is groter. Onthou die mondjie van die krokodil is altyd oop na die groter getal toe. Kijk, 2.1.2, het ek 2 breuke wat ek moet vergelyk. Ek gaan hierdie vir julle op 2 maniere wys. Eerste enetjie, ek het hier bo diagramme geteken, 2 sestes, as ek byvoorbeeld 'n sirkel vat, en ek deel hom in 6 dele, 2 sestes gaan so groot wees, en die ander een is 2 vyfdes, as ons wat ek in vyfdes gedeel het, en soos wat julle sommer kan sien op die diagram, die 2 vyfdes is groter, alhoewel daai getalletjie kleiner is, hè? Maar onthou as ons met breuke werk, en hoe meer dele ons die breuk deel, hoe kleiner raak die deeltjies. Kyk, die ander manier wat ek ook vir julle geleer het, in plaas van om nou te gaan teken, en mense nie altyd tyd daarvoor nie, is om die noemers, die onderste getalle dieselfde te maak. Nou waarna toe kan ek 6 en 5 verander? As ons 6 maal met 5, kry ek 30. So ek gaan albei hierdie breuke verander na 30stes toe. En dan kan ons presies mooi sien wat se een is meer en wat se een is minder. Kyk, hoe het ek die 6 na 30 toe verander? Ek het hom gemaal met 5. En wat ek onder doen, moet ek altyd bo doen. Belangrik, baie van julle vergeet dit. 2 maal 5 is 10. So 2 sestes is dieselfde, is gelyk aan 10 30stes. En dan die 2 vyfdes, so het ek 5 na 30 toe verander, gemaal met 6, 5 maal 6 is 30, wat ek onder doen, moet ek bo doen, 2 maal 6 is 12, en dan kan ons nog steeds sien, dat hierdie 2 vyfdes, is nou daai een, is groter as die 2 sesdes. Kijk, vraag 2.1.3 het hulle 2 breuke wat ons moet vergelyk met mekaar. Onthou asseblief om die noemers, die onderste getalle dieselfde te probeer kry. Een manier is om albei te vereenvoudig, al as mens met sulke groot getalle werk, vereenvoudig die breuke. As ek hierso kyk, hierdie is eintlik maklik. 21 is die helfte van 42, so dit is gelyk aan 'n half, kan bo en onderdeel met 21. En dan 9 is die helfte van 18, so hy is ook gelyk aan 'n half, kan bo en onderdeel met 9, en hulle is dan gelyk aan mekaar. Kyn 2.2, bestudeer die desimale breuke hieronder, en beantwoord die vraag. 8, onthou daar is ons so komma 67, hulle vra wat is die plekwaarde van die onderstreepte syfer. Kijk, nou die onderstreepte syfer is die eerste plek na die komma, en dit is basies 10des. Nou plekwaarde is die plek waar hy staan, so ons gaan sê 10des. Kijk, dit is die breuk, nee. En dan volgende een, wat is die waarde van die onderstreepte syfer? Nou daar is 6 by die 10des, so dit is 6 10des. Of ons kon ook geskryf het 0,6, want dit is die eerste plek na die komma. Kijk, 2.3, bereken 'n ewe priemgetal vermenigvuldig met 712. Ewe getalle, ons het dit nou bespreek, is getalle wat op 'n 0, 2, 4, 6 of 8 eindig. Priemgetalle het net 2 faktore. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, ons het dit in die eerste kwartaal
nogal gehamer hierop, daar is net een ewige getal wat 'n priemgetal is. Al die ander ewige getalle is saamgestelde getalle, want ons kan dit met 1 homself en 2 deel. Maar daai een getal wat 'n ewige getal en 'n priemgetal is 2. Dit is die enigste ewige priemgetal. Vermenigvuldig, so maal met 712. En dit is basies wat ons hier moet uitwerk. So 712 maal met 2, 2 maal 2 is 4, 2 maal 1 is 2 en 2 maal 7 is 14. So dit gee vir my 1424. Die volgende vraag 2.4 teken enige diagram om die volgende voor te stel. Eerste een is 1218 is. Nou mens kan 18 blokkies gaan trek. Die teken snel oorkom. Mens kan 18 blokkies gaan trek en dan 12 van hulle inkleer. So meer asseblief net mooier as julle meneer in. Of wat die mens ook kan doen is, mens kan die breek vereenvoudig, onthou dan is dit nog steeds 'n ekwivalente breek. So ons kyk hierso wat kan ek bo en onder indeel. Okay, ek kan bo en onder met 6 deel. Dit gaan dan vir my 2/3 gee. En dan kan jy net 'n diagrammetjie met 3 blokkies teken. Ekskuus julle, ek doen dit nou sommer so vryhand en dan 2/3 van hom ingee. 2.4.2 persentasie. Onthou asseblief persentasie is altyd uit 100 uit, né? Ons het al daarop gefokus, so 75% is dieselfde as 75 uit 100 uit. 75 honderdstes. Okay, as ons hierdie breek vereenvoudig, dan moet onthou 100 blokkies te gaan teken, gaan 'n mens baie lank vat. So ons vereenvoudig hom eerder. Ek kan bo en onder, waarmee kan ek deel? Kom ons volg 'n bietjie 'n langer pad. Party van julle gaan dalk sien as 'n getal op 'n 5 en 'n 0 eindig, kan ek met 5 deel. Okay, dit gaan dan vir my gee 15/20stes. Okay, julle kan dit altyd gaan uitwerk. En dan hierdie kan ek weer deel met 5 bo en onder. Dit gee vir my 3/4. So 75% is 'n 3/4. En dan kan jy 'n diagrammetjie teken, moenie 'n moeilike ding maak nie. Sê nou maar 'n sirkel, deel hom in kwarte en jy kleur 3 van die 4 in. Of jy kon weer 'n reghoek gebruik, dit maak nie saak nie. Enige diagram. Okay, 2.5 op die volgende bladsy. Daar is 3 appels vir elke 4 pere. Okay, kom ons skryf dit net gou eers neer. So vir elke 3 appels is daar 4 pere. Gaan hierso net so skryf appels. Ons weet waarmee ons werk. En pere. Okay, bereken hoeveel appels en pere in die mandjie is. As daar altesaam 56, dink daai moet net 'n en wees, appels en pere is. So die totaal is 56. Hierso skryf totaal is 56. Okay, so wat doen ons hierso? Ons tel hierdie twee oudjies bymekaar. Nou 3 plus 4 gee vir my 7. So nou weet ek 3/7, so 3 uit die 7 is appels en 4/7, 4 uit die 7 is pere. En nou kan ek basies net uitwerk 3/7 van 56, dan weet ek hoeveel appels is daar altesaam, en 4/7 van 56, dan weet ek hoeveel pere is daar. Okay, ek weet julle hou daarvan om die van metode te gebruik, so 3/7 van 56. Okay, so ek deel met die onderste getalletjie, 56 gedeel deur 7. Ek gaan dit sommer hierso skryf. 56 gedeel deur 7 gee vir my 8. En dan daai antwoord maal ek met die boonste getal. So
So maal 3 gee vir my 24. Okay, en dan 4/7 en hierdie is dan nou appels. Okay, en dan 4/7 van 56. So weer eens ek deel onder, so 56 gedeel deur 7. Dit gaan weer vir my 8 gee. En dan maal ek met die boonste getal maal 4 gee vir my 32. En dit is dan hoeveel pere daar is. Ons kan nou natuurlik die antwoord toets. As ek hierdie appels en pere bymekaar tel, 24 plus 32 gee vir my die totaal, die 56. So net om op te check op jouself. Okay, 2.6. In 'n toets behaal Siegle 40% uit 'n totaal van 50 en John behaal 15 uit 25. Nou wil hulle weet hoeveel punte het Siegle op die toets gekry. So hulle sê vir ons 40% uit van die toets uit 50 uit het hy reg gekry. So ons wil 40% van 50 uitwerk. Onthou persentasie, so dit nou ook gesê, persentasie is altyd uit 'n 100 uit. Okay, so 40% is 40 100stes van 50. Okay, as ek nou hier kyk, 50, moet ek nou deel met 100. Okay, nou daai getal is groter as daai een, so dit gaan dalk 'n bietjie ingewikkeld wees. Ons kan dit altyd makliker maak vir onsself deur die breek te vereenvoudig. Okay, wat kan ek bo en onder indeel? Nou daar's baie opsies. Party van julle gaan dalk sê deel 2, party gaan sê deel 5, party gaan sê deel 10, kan selfs deur 20 gaan deel. As ek net so vinnig kyk, sien ek albei eindig op met nulle. So as ek bo en onder deel met 10, dan val die nulletjies weg, dan het ek 4/10, nee. En dis mos nou maklik om 50 met 10 te deel. So 50 gedeel deur 10 gee vir my 5. As ek met 10 deel, val die 0 net weg. En dan maal ek met die boonste getal maal 4 gee vir my 20. So Siegle het 20 uit 50 vir die toets gekry. Okay, dan 2.6.2, watter persentasie het John in die toets behaal? Nou John het 15 uit 25 gekry. So ons weet sy punt, ons wil die persentasie daar uitwerk. Persentasie is altyd uit 'n, so dit nou gesê hierso, persentasie is altyd uit 'n 100 uit. So daai 25 waar die toets getel het, wil ons nou kyk hoeveel dit gaan wees uit 100 uit. Nou hoe kom ek van 25 tot by 100? Ek maal met 4. En wat ek onder doen, moet ek altyd bo doen, hè? So 15 maal 4, jy kan dit gaan uitwerk, gee vir my 60. Okay, en hulle wat die persentasie weet, so 60 100stes is 60%. Okay, dan vra hulle vir ons wie die beste in die onderskeie toetse gevaar. Onthou Siegle het 40% gekry en John het ons uitgewerk het 60% gekry. So dan sê ons hierso John het die beste in die toets gevaar.